My geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nazareth. En ja, wat 'n voorreg om u vandag weer te kan bedien in daardie wonderlike heilige naam wat God ons so lief het, dat hy ons sy kinders noem. Waarin sal ons roem? In God die Vader wat ons lief het, en Jesus Christus wat ons lief het, wat die wêreld gekom het en sy lewe vir ons gegee het. En ons roem ook in die Heilige Gees wat ons lief het, en ons woon en ons verseël tot op die dag van ons Here Jesus Christus. Geliefdes, vandag wil ek met u 'n boodskapie deel oor die wynbeker van Josef. Josef 'n tipe van Christus en die wynbeker. Daar's 'n pragtige verhaal daarin. Nou geliefdes, voor ons by Josef en die beker kom, so 'n bietjie geskiedenis. Ons ken die verhaal hoe God met Abraham 'n verbond sluit en Abraham het 'n seun gehad van Isak. Isak het 2 seuns gehad, Jakob en Esau. En iets baie interessant oor die 2 seuns. Terwyl hulle in die moeder skoot was, kom God en hy sê hierdie woorde. Hy sê, Jakob het hy lief gehad, Esau het God gehaat. Nou geliefdes, kan u dink, die God van die hemel, die God van liefde, wat sy seun in die wêreld gestuur het, ook 'n sondaar was, reeds vir my gesterf het, kan hy iemand haat? Ja, hy kan. Hier sê die Bybel. Die vraag is net, hoekom sou God Esau haat? Nou geliefdes, as 'n mens gaan kyk, Esau was die eersgeborene. En 'n paar eeue verder kom God met Moses en hy stel die wet van eersgeborene in. Nou geliefdes, God het nooit verander, dis hoe God dit van altyd af gesien het. En hy sê vir Moses, die eersgeborenes van die kinders van Israel, selfs hulle diere, behoort aan die Here. Nou geliefdes, Esau was die eersgeborene. Hy het aan die Here behoort. Daar was 'n geestelike voorreg daarin. Hy het aan God behoort en daar was ander byvoordele ook omdat hy die eersgeborene was. Wat doen Esau? Hy dink so min daarvan. Hy verkoop hierdie voorreg om aan God te behoort vir 'n potjie lensiesop. En geliefdes, ek dink persoonlik, dis hoekom God hom gehaat het. Wat 'n voorreg dat God sê jy behoort aan my, wat ek eintlik daardeur sê is, nee Here, ek wil nie behoort nie. Dit geld nie veel vir my nie, dit is nie vir my veel van belang nie, ek verkoop dit sommer vir 'n potjie sop. So ek dink dis hoekom God hom gehaat het. Nou geliefdes, ons ken die verhaal, Jakob se oog is op daardie seun, maar hy het hom klaar bedrieg en het gekoop met 'n potjie lensiesop, en op 'n dag kom Isak na Esau toe sê, Esau, jy moet vir my 'n bokkie gaan skiet, en jy moet hom voorberei, want ek wil jou seën. Mamma Rebekka hoor dit, wat doen sy? Begin hierdie plan om hierdie seën op Jakob te kry. En hier kan 'n mens duidelik iets aflei. Esau was pa se kind, en Jakob was ma se kind. Jy sien, albei is daar seuns, maar daar begeerte is, dat Jakob hierdie seun moet kry. Nou, ons ken hoe hulle vir Isak bedrieg het, en hy die seun ontvang, en toe Esau toe nou terugkom, en hy vind uit hoe hy bedrieg was, geliefdes, vrees Rebekka vir Jakob se lewe, en wat doen sy? Sy stuur hom na haar broer toe, oom Laban. Daar gaan Jakob pak sy goedertjies, vlug na oom Laban toe. Kom by oom Laban, agter bly om mekaar te sien, huil en soen mekaar, te lekker. En na ruk, ja natuurlik oom Laban het 2 dogters, Lea en Rachel. En sommer nie lank daarna nie, hier is Jakob sommer verlief op Rachel. En nie lank die praat hy met oom Laban, sê oom Laban, ek wil graag vir Rachel as vrou hê. Sy oom sê nee, dis reg Jakob, maar jy gaan 7 jaar werk vir haar. Jakob spring aan die werk en hy werk vir hierdie vroukie. Die tyd nou kom vir die trou hy, en die volgende môre kry die onnigtering van sy lewe. Dis nie Rachel in sy tent nie, dis Lea. Lea, wat soek jy hier? En my pa het gesê, jy trou vandag met my. Daar is hy uit sy tent uit, na oom Laban toe. Oom Laban, wat gaan nou hier aan? Nee, sê oom Laban vir hom, Jakob, jy verstaan nie duidelik hoe werk het hier by ons nie. Hier by ons, onthou Lea is die oudste dogter. Die oudste moet eerste getrou, en dan die jongste. Jy kan nie sommer die jongste vat nie. Jy moet eers die oudste een vat. Ja, maar oom, dit was nie ons reëling nie. Maar ek wil haar, hy sê, nee, is goed, jy kan haar kry, maar jy moet nog 7 jaar vir haar werk. Nou geliefdes, hier is 'n geesteswet. En hierdie geesteswet sê, net dit wat ek in u saai, dit sal ons maai. Geliefdes, laat ons onsself nie mislei nie. Dit wat ek en u in hierdie lewe saai, het sy goed of sleg, dit gaan terugkom na my toe. Wat het Jakob gedoen? Hy het sy vader bedrieg, hy het sy broer besteel. Wat gebeur hier met hom? Hy word bedrieg. Hy word besteel. Jy sien net wat hy gesaai het, maai. Goed, hier het hy 2 vroue.
Nou doen hy 'n verdere ding wat nie reg is in die oë van die Here nie. Die woord sê, hy het vir Rachel meer lief gehad as vir Lea. Die Bybel sê, Lea het so 'n bietjie dof oogies gehad, so het klink net so miskien so 'n bietjie van 'n gebrek gehad. En hy kies sommer die vroue. Jy weet, en hy's baie liever vir Rachel. Jy weet wat doen God? God sluit Rachel se moederskoot. En God open Lea se moederskoot. En tussen Lea en die slavinne word byna die hele Israeliese nageslag, seuns gebore. Rachel geen kinders nie. Geliefdes, en God se genade kom ook tot Rachel. En die Here open ook haar skoot en hier word Josef gebore. Nou geliefdes, hier kom Jakob en hy het hierdie jong seun. En hy maak geen geheim teenoor die ander broers hoe hy oor hierdie seun voel nie. Jy sien, hy trek hom bietjie voor en hier leer ons 'n groot les, geliefdes. Hy maak hom 'n pragtige rokkie met lang moutjies en wat doen Josef? Hy gaan loop tussen sy boeties en hy sê vir hulle, ag kyk tog hierdie mooi rokkie wat pappa vir my gemaak het. Is dit nie pragtig nie? Kyk jy man, hy het tot lang rokkies. Hou julle nie van die kleur nie? Jy weet, dan kom hy nog en hy vertel van die drome, hoe die son, die maan en die sterre, sy broers almal voor hom sal buig. En weet jy wat doen hy? Hy is besig om haat en woede in sy broers op te wek. En jaloesie. Jy sien geliefdes, hier is ook 'n geheim. Die pa maak dit geen geheim dat hierdie seun bo die ander is nie. Weet jy geliefdes, baie keer maak ons ook die fout in ons gesinne. Ons wil ander kinders voor ander voortrek en ek stuur duidelik die boodskap vir al my kinders uit, hierdie is my geliefde kind. En weet jy wat doen ons daardeur? Ons verwek haat en jaloesie in die ander kinders se harte. En enig sit ons in 'n huisgesin, dan kan die kinders nie met mekaar saamleef nie. Hulle haat mekaar. Dan wil ons wonder, Here, nou hoekom gaan ons so in my huis? Geliefdes, moet nooit ooit tog een kind voor 'n ander trek nie. Almal moet eweveel liefde hanteer. Maar ja, hier doen hy dit. En hierdie haat, en hierdie broer se lewe, hierdie jaloesie, bring hulle op 'n punt, dat hulle selfs hom wil doodmaak. Ja, ons ken die verhaal, hulle verkoop hom in Egipte land as 'n slaaf. Hy eindig op die einde in Potifar se huis, en van daar af was hy tronk toe. Die Bybel sê hy was omtrent so 17 jaar toe hy verkoop is, en hy was so 13 jaar gewees. Van 17 tot 30 haal God hom uit en sit hom tweede in bevel van Egipte land. Jy sien, maar in Rachel was daar net 2 kinders gebore. Dit was Josef. Maar toe Josef daar weg was, hy was die enigste kind. Nou goed, wat gebeur? Daar kom hongersnood. Ons weet ook hoekom God vir Josef uitgehaal het, wat het in die koning Farao gewys, dat daar 7 jaar oorvloedjare sal wees en 7 jaar hongersnood, en deur die wysheid wat God aan Josef gee, laat hy hierdie koning kosse bymekaar maak vir daardie 7 maar jare. Isak en sy gesin is daar en iewers in die woestyn bly hulle, en hulle besef kos is klaar, hier is hongersnood. Hulle het die plan van God geken op daai stadium nie, en hulle is en Jakob stuur sy seuns na Egipte land om kos te gaan koop. Hier kom die broers in Egipte land en raai wat, hulle kom verskyn voor Josef. Josef erken hulle, maar hulle erken nie hom nie. En in die forum begin hy so 'n bietjie uitvis. Wat gaan aan? Lewe die vader nog? Hy hoor sy pa leef nog. En dan hoor hy, want daar is 'n jonger broer, die naam van Benjamin. Nou weet, sit ons vir 'n oomblik hier in Josef se skoene. Weet hy, hierdie broers, hulle is eintlik halfbroers, want hulle deel dieselfde vader, maar nie dieselfde moeders nie. Hier is Rachel, en Rachel het 'n tweede seun. Ons sal ook gaan lees in die geskiedenis, met die geboorte van Benjamin het Rachel gesterf. Maar Josef het nie geweet van die kind. Hier vind hy die eerste keer uit, maar hy het 'n eie broer. En hier begin dadelik 'n plan in sy hart ontstaan. Hy wil sy broer by hom kry. En hy sê vir hulle, goed, hier's kos, julle kan gaan, maar as julle weer kom, bring julle daai boetie saam. As julle hom nie saambring nie, gaan julle nie my aangesig sien nie. Miskien wat dit beteken is, ek gaan nie weer vir julle kos gee. Hulle is daar weg. Kos hou 'n geruime tyd, en op 'n dag is die kos weer klaar. En Jakob roep sy seuns en hy sê vir hulle, hoorie jong, julle moet weer Egipte land toe gaan en gaan koop weer kos. En hulle sê van pa, daai man het gesê, as ons nie vir Benjamin gaan saambring nie, gaan hy sal ons sy aangesig nie sien nie.
Na 'n groot gestoei en gespook met Jakob stem hy in, want hy het nou klaar vir Josef verloor. Hy's bang hy verloor Benjamin ook. Maar hier gaan Benjamin, kom voor Josef, en Josef het 'n plan. Hy wil sy broer terugkry by hom. Wat doen hy? Hy gee vir hulle kos en hy vat sy wynbeker en hy sit hom in Benjamin se sak. Stuur hulle weg en hy sê vir sy dienaars, gaan agterna. Die en wie julle vind, die beker bring hom terug, hy gaan my slaaf wees. Jy sien, Josef het 'n plan gehad. Hy wil hê sy broers moet huis toe gaan en hy wil Benjamin sy eie broer by hom hou. Nou geliefdes, ons ken die verhaal, daar kom en hier kry die beker by Benjamin. Dis trane en is 'n gehuil en hulle kom saam terug Egipte land toe, kom verskyn voor Josef en hulle verduidelik aan hom, my heer, my vader sal dit kan hanteer as hy nog 'n seun verloor nie. En Josef besef, hierdie plan van hom gaan nie werk nie, dit gaan sy vader skade doen. Hy openbaar homself en openbaar die plan. En ons lees ook dan hoe Jakob later terugkom Egipte land toe en hy kom woon in Egipte land met sy hele familie. Nou geliefdes, bietjie oor die beker van Josef. Jy sien, Josef het geweet, as Benjamin daar weggaan, die kans dat hy hom weer gaan sien, gaan baie skraal wees. En hy sit hierdie beker in sy sak. En die doel van daai beker was, om hom terug te lei na hom toe. En jy weet geliefdes, nou wil ek bietjie kom, Josef 'n tipe van Christus en die wynbeker. Jy weet dierbares, soms in ons lewens, dan kom die Here, en ons sit hy 'n wynbeker in ons lewensak. Styfel is dit 'n bitterbeker in ons lewens. En weet jy wat geliefdes, dis daardie beker, wat ons altyd terugdryf na Jesus toe. Dis altyd daardie beker, wat my op my knieë voor die Here hou. Dit is daardie beker, wat my altyd so afhanklik van die Here hou. Nou geliefdes, wat 'n tipe beker is dit? Dit kan siekte wees, dit kan omstandighede wees. Ek ken mense wat altyd is beland hulle in 'n werkloosheidssituasie. Dit kan soveel dinge wees, dit kan kinders wees wat ons by die Here hou. Dit kan, geliefdes, die lys kan oneindiglik lang wees. Bekers wat die Here in ons lewens sit, om ons by hom te hou. Ek het eendag die getuienis gehoor, hy is so kosbaar. Hierdie ou gesinnetjie kry 'n bietjie swaar, en hulle het nie 'n karretjie nie, maar altyd loop waar hulle wil wees. Jy weet, en elke Sondag is hulle by die kerk. Die kerk is die, hulle loop sommer kerk toe. Jy sien, en ook maar gereeld by die Here gepleit, ag Here, geef ons 'n ou karretjie asseblief. Ag Here, geef ons 'n ou karretjie asseblief. En jy weet wat geliefdes, op 'n dag antwoord die Here die gebed en hy gee vir hulle 'n karretjie. Ag, en die ou gesinnetjie is so bly. Die ou karretjie, hulle ry Sondag sommer kerk toe, hulle hoef nie meer te loop nie. Ag, by die kerk, almal is bly saam met hulle. Die ou karretjie blink, hulle is so trots op die karretjie. Elke Sondag ry hulle kerk toe. En weet jy wat, 2-3 maande later, begin die ding bietjie verander. Een Sondag by die Here, een Sondag weg. Een Sondag in die huis van die Here, een Sondag weg. Nie lank nie, 2 Sondae nie in die huis van die Here nie, 1 Sondag in die huis van die Here. 2 Sondae nie in die huis van die Here nie, 1 Sondag wel. En pastoor besluit, hy moet maar bietjie gaan huis besoek en bietjie uitvind wat gaan hier aan. Geliefdes, kom by jou gesin, ek sê, my broer, jy was altyd so getrou. Wat het nou gebeur? Ag, pastoor, jy weet mos, vir jare het ons nie 'n ou karretjie gehad nie, pastoor. En wie jy, pastoor, nou kan ons bietjie plekke sien en dit geniet. Is dit verkeerd om 'n karretjie te besit? Glad nie. Maar vir hierdie mense was dit. Want toe die beker van loop, as nie 'n karretjie nie, die beker van loop is ongerieflik. Toe daai bekertjie in die sak was hulle getrou aan God. Maar toe daai bekertjie weggeneem word, en daar's nie meer 'n bekertjie nie, dwaal hulle weg van die Here af. Ek het eendag ander getuienis gehoor, halleluja. Die man verloor beide sy bene in 'n ongeluk. Traumaties. En altyd, Here, hoekom, Here, hoekom, Here, hoekom? En op 'n dag toe antwoord die Here op. En die Here sê vir hom, want as jy jou bene gehad het, was jy verlore. Beteken dit almal wie se ledemate verlore is, dis die rede? Nee, dis nie so nie. Vir daardie man was dit. Jy sien, dan sê die Here soms bekertjies, om ons by ons te hou. En wanneer daai bekertjie uitgeneem word, die kans dat ons wegdwaal van die Here is so groot. Jy weet, geliefdes, kom ons by Jesus.
Hy het ook 'n beker in sy sak gehad. Hy kom daar in die tuin van Getsemane, hy gaan na die Vader toe en hy sê, Vader, ek bid u dat u die beker wegneem. 3 maal het hy gebid. En weet u wat? As Jesus nie daardie bitterbeker gedrink het nie, was ek en u nie hier nie. Het ons almal in ons sonde gesterwe, verlore, sonder God. Daardie bekertjie van Jesus, wat die Vader in sy sak gesit het die hele wêreld na hom toe gebring. Halleluja. Geliefdes, dan dink ek ook om Paulus, nog 'n broer, wat 'n beker in sy sak gehad het. 'n bietjie iets oor Paulus. Geliefdes, die Here Jesus sê, daar was nie 'n groter man as Johannes die Doper nie. Ek dink onder die apostels was Paulus die grootste. As jy sien die openbaringe wat hy gehad het, en die wonderlike dinge. Hy was op 'n stadium weggeruk in die 3de hemele, in die paradys. Daar het hy onuitspreeklike dinge gehoor. En hy kom en hy maak hierdie verklaring in sy skrifte. Hy sê, aan my is gegee 'n doring in die vlees, 'n engel van Satan, om my met die vuis in die gesig te slaan. En hy sê ook die rede hoekom. En jy weet wat, nou moet ons vir 'n bietjie stil staan en kyk. God het in die pad van Paulus afgekyk. En God het gesien, hier's 'n probleem. As die Allerhoogste nou gaan ingryp nie, het ek 'n goeie kans dat ek Paulus gaan verloor. En Paulus gaan in 'n sonde verval. Wat 'n sonde? Oogmoed. Want Paulus sê vir hierdie rede is daardie 'n doring in sy vlees gegee, sodat hy hom nie sou verhef oor hierdie openbaring en gesigte wat hy gehad het nie. Want jy sien, as ons in hoogmoed val, kom ek in dieselfde oordeel as die duiwel, want wat was sy val? Hoogmoed. En God sien, Paulus gaan in hoogmoed val. En hier sit die Here 'n bekertjie in Paulus se sak, om hom nederig te hou, dat God hom nie verloor nie. En hy sê 3 maal het ek van die Here gebid, om hierdie dit weg te neem. En die Here antwoord hom op hierdie. En die Here sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. Geliefdes, ek dink elkeen van ons kan vanmôre sê, Here, daar is maar hierdie ou bekertjie in my lewe. Ag, hy is maar altyd net daar. As ek dink dinge gaan reg, dan duik hierdie bekertjie op. Dan dryf hy my uit na Jesus toe. Hy dryf my uit op my knieë. En hierdie ou bekertjie herinner my oor en oor en oor my diep afhanklikheid van God. Jy sien my geliefdes, want die Here sê hierdie bekertjies daar in ons lewe met 'n doel. Die doel is dat ek en u nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou, weet jy wie saam met my wil stem vanmôre en sê, Here, as daar so 'n bekertjie in my lewe is, ag Here, los hom maar daar. Want dis daai bekertjie wat my nederig hou. Dis daardie bekertjie wat op my knieë by Jesus hou. Dis daardie bekertjie wat my diep afhanklikheid teenoor U besef. As daai bekertjie dalk weg is, dan gaan ek nie meer besef ek het die Here nodig nie. Dan kan ek dalk verlore gaan. Geliefdes, wil U saam met my vandag sê, Here, as die liedjie wat ons mos sing, U is die pottebakker, ek is die klei. Vorm my en maak my net soos U wil. Wil U vanmôre saam met my sê, Here, hier is my lewe. Laat dit met my wees, net soos U wil. Weet Paulus kom ook en hy sê daar in die geskrifte, ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar eendag sal ons die volheid ken, soos God ons geken het. My geliefdes, God ken vir my en U deur en deur en deur. Hy weet presies hoe moet ons te werk. Hy weet wat die beste vir ons is. Laat ons vanmôre buig voor die Here, sê, Here, hier's my lewe, hier's my alles. Ek gee oor. Laat dit met my wees soos U wil. Want U genade is vir my genoeg, dat ek hierdie bekertjie kan dra in Jesus naam. Mag die Here U seën. Mag die Here vir U krag gee. Mag die Here U gesin seën. Mag die God van die vrede U volkome heilig maak en algeheel gees, siel en liggaam onberisplik bewaar tot op die dag van ons Here Jesus Christus. En die Here wat ons geroep het is getrou. Hy sal dit doen. Wees geseënd in Jesus naam. Amen.